So ons begin vandag weer met analities, of ons gaan aan met analities, en ek het 'n sirkeltjie hier, en hy's nou ongelukkig in Engels, en hulle sê as 2 sirkels. Nou obviously, ek dink jy kan amper half sien, dat hierdie enetjie hier, eintlik die klein sirkeltjie is, want, sy radius is kleiner, hy's wortel 5, kom ons prop het sommer daarin, terwyl ons nou daarby is, en dan het ek nog 'n sirkeltjie hier, die persiekie. Nou dit sal obviously aniene wees, want sy radius is 'n bietjie groter, soos 'n groter sirkel, en sy radius gaan wees wortel 20. Dan, van hier af, moet ek nou letterlik probeer om die gradiënt van die raaklyn te kry, en die vergelyking, so kom ons maak dit in blou, so ek het daai vergelyking nodig, okay, so ons het die vergelyking nodig wat die punt P gaan, is 'n raaklyn. Nou wat het ek nodig van 'n raaklyn? Ek het, y is gelyk aan mx plus c, gaan die raaklyn wees, waarvoor ek eintlik, wat ek benodig, is my m en my c, die gradiënt, en dan 'n punt inprop om my c te vind. So hoe gaan ek die gradiënt kry? Die gradiënt is eintlik die maklike deel, jy moet dit altyd onthou, raaklyne is loodreg, so wanneer raaklyne want 'n raaklyn is loodreg met 'n radius, soos altyd, sirkelmeetkunde, né? En ek kan dit dalk iewers hier gaan sê, dat daai loodregte lyn is. Ek dink die mense moet net assume dat dit so is nie. So kan ek die gradiënt van P bepaal. Ek kan nie eintlik nie, maar ek kan die gradiënt van OC bepaal. Nou OC is mos die y van O minus die y van C, alles op die x van O minus die x van C. So daar is die gradiënt. So letterlik kan ons sê dan, dit is 0, want hierdie koördinaat is mos nou 0, okay? So dit is 0 minus 6 op 0 minus 3, wat dan net vir ons 'n gradiënt gee van 2. Maar nou weet ons ook, dat loodregte gradiënte, daai gradiënt van OC, as ek hom maal met die ander gradiënt, wat die P gaan, né? Dan gaan ek mos min 1 kry, want hulle is loodreg. Nou hierdie gradiënt het ek maar uitgewerk, die OC sin, ek kort nou wel die ander ene, so die ander ene is mos nou net, is dit minus 11? Ja, want die een gradiënt is 2 en die ander ene is 1/2, omdat daar is 'n kort pad, maar jy moet dit ook net wys, om al jou punte te kry, so wanneer 'n gradiënt van een lyn 2 is, sal die ander gradiënt, dan verander jy mos sy teken, en jy flip hom om. So as 'n gradiënt byvoorbeeld 3 op 2 is van een lyn, en hulle is loodreg, sal die ander gradiënt minus wees, en flip hom om, né? Maar ons wys ons berekeninge. Okay, so ons het nou die gradiënt van die ander lyn, die bloue. So wat ek nou het van die bloue is, ek het y is gelyk aan minus halwe x plus c. Okay, nou wat kan ek van daar af doen? Ek kan obviously punte in vervang, né? Maar ek het nie 'n punt nie. Ek het eintlik nie 'n punt nie. So daar's 2 maniere om dit te doen. Ek gaan die manier doen wat ek dink vir almal meer verstaanbaar gaan wees. Is deur, hoe kry ek 'n punt op daai reguit lyn? Wat ek wel weet is, die 2 sirkels raak mekaar, en wanneer mekaar raak, is hulle gelyk. So ons kan die vergelykings van die 2 sirkels vat, en aan mekaar gelyk stel. Okay, so daar is ons vergelyking 1, so kom ons kry gou vir x alleen, so dan gaan x mos net eintlik wees die wortel van 5 minus y gekwadreer, en ons noem dit vergelyking 1. Die ander manier, dan die ander vergelyking, ek probeer nou 'n bietjie daarbo inloer, is hierdie ene, en ons noem dit vergelyking 2. Okay, en dan gaan ons net hierdie vergelykings aan mekaar gelyk stel, om 'n punt te kry. So kom ons doen dit, so ons vat hierdie x minus 3, omdat elke x gaan nou vervang word met wortel 5, miskien moet ek bietjie opskuif. So ons gaan eers hier so skryf, ons vervang 1 en 2. Okay, so ek gaan nou letterlik die
die vergelykings in mekaar sit. So elke x, wat ek net highlight, so elke x waarde gaan ek vervang met dit. So ek gaan daai x vervang met dit. Ja, en dis net dit. So dis eintlik maar maklik, né? So ons gaan daai x vervang met wortel 5 minus y kwadraat min 3 en ons gaan dit kwadreer plus en dan gaan ons hierdie y minus 6 wat gekwadreer is gelyk aan 20. So ons gaan gou hierdie hakies gou ebba. Kyk, kom ek skryf dit maar net 2 keer uit. Wortel 5 minus y gekwadreer min 3 en wortel 5 minus y gekwadreer min 3 plus y min 6 is gelyk aan 20. So hierdie wortel maak met daai wortel dan disappeer dit mos net, né? So dan sit 5 minus y kwadraat en dan maal hierdie term dan met die min 3 en dan maal ons mos met 2, so hy word min 6 5 minus y kwadraat en dan gaan ons die einde doen plus 9, ons het nog net so 'n bietjie van 'n shortcut gevat, plus y kwadraat minus 12y plus 36 gelyk aan 20. Okay, nou moet ons 'n bietjie vereenvoudig. Nou wanneer ons 'n wortel moet vereenvoudig, dan isoleer ons mos altyd die wortel, né? So ek gaan alles in die kant hier hou en dan gaan ek daai wortel oorgooi. Laat ons net die wortel isoleer. So ons gaan nou gou al die x'e bymekaar tel, so jy kan sien dat hierdie en hierdie gaan uitcancel, né? So al wat ek hier oor gaan hê is hierdie minus 12y, né? Hierdie enetjie. Dan het ek 'n 5 plus 9 geef my 14 en 14 plus 36 gee het vir jou 50. Dit doen, né? Dit geef my 50, so ek kan net alles merk wat ek uit het, yes. En ons gaan daai 20 oorbring hierdie kant toe. So dan word hy 'n min 20, so ons kan hierdie eintlik verander. Min 20, dit was 50 min 20, wat dan net vir my 30 gee, en onthou nou, jy moet die wortel oorvat, verander sy teken. Okay, hoe raak ons ontslaaf van die wortel? Ons kwadreer ons beide kante, kan jy onthou? Okay, so hierdie word nou weer minus 12y plus 30, en minus 12y plus 30, en dan hierdie, die wortel val weg, so hierdie is 36, 5 minus y kwadraat. Okay, dit maak so half sin, né? Okay, so kom ons gaan aan met nou gewoonlik, kan ons mos net al twee kante kwadreer, want ons van die wortel ontslaa raak, maar onthou nou, dit gaan net groter en groter word, as ek hierdie linkerkant kwadreer, gaan dit chaos wees, so kom ons deel met 'n 6 regdeur, ons maak dit effentjies kleiner, so hierdie word min 2 plus 5, en as hierdie gelyk aan net wortel 5 min y kwadraat, en nou gaan ons albei kante kwadreer, want as ons hierdie kwadreer, ek gaan sommer nou dadelik vir jou in 2 hakies skryf, dan val die wortel mos in die kant weg, né? So, kom ons ebba gou, so min 2y maal min 2y gee vir my positiewe 4y kwadraat, die min 2 met die 5, gee mos vir my negatiewe 10y, en nog 'n negatiewe 10y, so is negatiewe 20y, en dan 'n plus 25, en kom ons gooi alles gou oor van die ander kant af, so die y word 'n positiewe y kwadraat, en die word 'n min 5, is gelyk aan 0, omdat ons maak altyd die een kant 0 as ons 'n kwadraat sien, en dan vereenvoudig ons so effe, die 2 y's kan ek by mekaar tel, die enetjie en daai enetjie, die 20y het nou nie sy gelyke nie, en daai is net plus 20, ja, so dis perfect, so dan sê ek nou daar, nou gaan ek gaan moet faktoriseer, kom ons deel weer met 'n 5, maak dit nog kleiner, 5 gaan dan 4 keer, okay, kom ons faktoriseer nou, hier is 'n y en 'n y, so dit is 'n plus, so albei is dieselfde, minus en minus, en dan kan dit net 'n 2 en 'n 2 wees, wat vir my 4 gee, so ons weet y is gelyk aan 2, y het een waarde, baie happy, so ons hoef nie eintlik te toets en te kyk wat dit is nie, so kom ons noem hierdie vergelyking, wat was die ander, daar was vergelyking 1 en 2,
Java. So kom ons doen dit nou vergelyking 3, né? Ons neem hierdie vergelyking 3, het ek nog 'n som hier onder wat ek van die vorige som nie uitgevee het nie. Ons neem hierdie vergelyking 3, en nou gaan ons 3 gou vervang in enige een van die ander, wat een gaan die maklikste x wees, x 5 minus y kwadraat. So dit was in vergelyking 2 in. So x is gelyk aan, wat was dit nou weer? Wortel 5 minus y kwadraat. Wortel 5 minus y kwadraat, so 2 kwadraat. So x is gelyk aan 1, so x is gelyk aan plus 1, of x is gelyk aan min 1. Okay, ons moet gaan kyk op die skets wat is relevant. So hy lê aan die regterkant van my oorsprong, so definitief nie die min 1 nie. So hierdie is nie van toepassing nie, ons gaan wel hierdie een gebruik. So ons weet dat daai koördinaat van P dan net 1 en 2 is. Okay. Nou is dit eintlik baie maklik om die vergelyking uit te werk, want jy kan y is gelyk aan mx plus c gebruik, maar gebruik eerder hierdie een, is eintlik baie vinniger, waar die gradiënt alreeds gegee is, maar jy kan, as jy ongemaklik is met die ene gaan doen, y is gelyk aan mx plus c, ek net 'n bietjie spasie maak, vir my hier, het ek 'n y-waarde, y minus die 2 is gelyk aan die gradiënt wat minus 1 half was, en die x minus die 1, kom ons maak kleiner, so y min 2 is gelyk aan minus 1 halve x, minus 1 half maal met 1 gee vir my positiewe half, en dan gaan ek net daai 2 oorvat, okay, maar word dit 'n positiewe 2, so word 'n positiewe 4 op 2, so hierdie is dan 5 op 2, en daar is die vergelyking van my raaklyn. Bietjie baie werk, kans vir foute maak is groot, maar stel jou gelykings vergelyk aan mekaar, dit is die metode wat meer sin gaan maak vir jou. Daar is 'n makliker metode, maar daai sal ek in die klas hanteer, want jy moet dit kan sien en verstaan.